Twee fokuspunte van die doop waarna ons vandag wil kyk. Dis nie die enigste fokuspunte nie, dit is slegs twee. En dit is God se genadeverbond, dit wat ons gesien het, dit wat ons beleef het, en dan die tweede fokuspunt gaan ons geloofskeuse wees vanuit die doop. En dis hoekom ek nou gevra het vanuit elkeen van ons wat gedoop is, hierdie reaksie wat verwag word, hierdie geloofskeuse wat ons moet maak. Maar ons begin eers by die wonder van die genadeverbond en hoe groot is dit? Hoe groot is God se genadeverbond met ons? Hoe groot is sy genade? En ek wil graag hê ons moet na Genesis 17 toe blaai. Genesis 17 vers 7. Ons het so vinnig in die doopformulier ook hierdie vers gelees. Die wonder van God se genade. En hoor wat sê die Here vir Abraham. Genesis 17 vers 7. Hy spreek, hy sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. En dan sê hy, wat is die verbond? Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Die spreuke van die lewende Here aan Abraham en elkeen van ons word hierin ingesluit. Maar hoe groot is hierdie belofte, hierdie ek sal julle God wees? Daar is rolweg omtrent 43 verse wat presies dieselfde sê, ek sal julle God wees. 'n belofte wat God oor en oor en oor maak, hoe hy dit aan ons bevestig. Ek sal julle God wees, hierdie verbond wat vas staan. En daarom hierdie vraag na die doop en die belofte. Vandag het ons gesien hierdie sigbare teken van die Here. Hy het dit ingestel. Hy het gesê, Jesus het vir sy disippels gesê, gaan en doop die mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God kom na elkeen van ons toe met hierdie belofte, hierdie verbond. Ek sal jou God wees, nie teenstaande, en luister mooi, hy kom na ons toe met hierdie verbond, nie teenstaande die sonde wat die mens in die wêreld, in die skepping ingebring het nie. Onthou Adam en Eva. Hulle het teen God gesondig. Hulle het sonde in die skepping ingebring. En die skepping is geruïneer. Nie teenstaande die oordeel oor die sonde wat God uitgespreek het nie. So, God maak nog steeds 'n belofte. Hy stel 'n verbond. Al is daar sonde in die wêreld, al is die oordeel oor sonde 'n realiteit in die wêreld, nog steeds roep God ons om in 'n verhouding met hom te staan. Besef ons die grootheid van die Here se werke? Die mens het sy rug op God gedraai. Ons is sondaars. Ons word in sonde gebore, maar nog steeds roep God tot ons, tree hy in ons lewens in. En dan kom Jesus, die Seun van God, en hy sterf aan 'n kruis. Hy het die volmaakte lewe gelei, hy sterf aan 'n kruis, en hy staan op uit die graf. Want hy bring oorwinning oor die dood. Hy bring vergifnis vir die sonde. Dit wat die mens ingelaat het in die skepping, kom Jesus en hy werk dit te, en hy bring 'n verlossing, en hy bring die ewige lewe. Die dood het nie meer die houvas op ons nie. Die straf is vernietig. En so maak God ons sy eie. Hoor jy dit? Deur God se handeling word jy sy kind gemaak. En dit is 'n ewige verbond. En dit is wat ons vanmôre gesien het. Dis wat ons beleef het, die realiteit van hierdie verbond. Die belofte wat gemaak is. En daarom, as jy gedoop is,
dan staan hierdie verbond vas. Ek sal jou God wees. Dit is wat die lewende Here vir jou sê. Maar dan bring dit ons nou by die tweede fokuspunt, en dit is geloofskeuse. Dit is my reaksie nou op God se handeling. Let mooi, dit is my reaksie op God se handeling. Dit is nie God se reaksie op my handeling. Dis nie ek wat eers na die Here toe geroep het en sê, maar Here, ek het 'n God nodig, ek het 'n verlosser nodig, ek is hierdie ellendige mens. Dis nie dan reageer God en sê, ja, kom jy, wees my kind. Genesis 17 vers 7, God het gespreek, God het gehandel, Christus het gesterf, hy het oorwin, en ons word kinders van God. En daarom hierdie oproep tot 'n geloofskeuse. Wat doen ek nou met hierdie belofte? Wat doen ek met my doop? Die meeste van ons, indien nie almal nie, is gedoop, wat vanmôre hierso sit. Ons is gedoop, maar wat doen ek nou met my doop? Ek wil net graag vir ons Matteus 28 van vers 16 aflees. Dis Jesus wat met sy disippels praat, vir hulle hierdie laaste opdrag gee. Hy het vir hulle gesê, hulle moet wag, hulle moet hom by Galilea kry, en daar het hy hulle ontmoet. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Hy het gesê, ek kry julle daar. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, alhoewel party getwyfel het. Nie almal was oortuig van die verlossingswerk van Christus nie, op daai moment. Dit het later gekom, die Heilige Gees is uitgestort, en hulle het die waarheid ontdek. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, hoor hierdie woorde wat Jesus spreek, onthou dis na sy kruis, dis nadat hy die mag van die sonde gebreek het, die mag van die dood gebreek het, die mag van die bose gebreek het, nadat hy die straf vir ons sondes gedraai, tot die dood toe. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Is dit nie die wonderlikste boodskap wat ons kan hoor nie? Jesus wat vir ons gesterf het, hy het al die mag in die hemel en op die aarde. Jesus wat sy lewe vir jou gegee het al die mag. Hy wat gesê het, ek is altyd by jou, hy het al die mag, en hy sê daarom, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Daar gee hy vir hulle die opdrag, gaan en verkondig. Gaan lewe hierdie nuwe lewe wat jy ontvang het. Raak opgewonde, maak die mense my disippels en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wat 'n ongelooflike gedeelte om te lees. En dan daai oproep na elkeen van ons toe. Hoe reageer ek op die genade wat God aan my bewys? Hoe reageer jy op die feit dat hy 'n belofte aan jou gemaak het? Dat hy aan 'n kruis vir jou gesterf het? Dat hy die straf van die sonde op hom geneem het, die mag van die dood gebreek het, die bande van die sonde stikkend gebreek het, sodat dit nie meer houvas op jou kan hê nie, dat hy die mag van die bose gebreek het, sodat ons vir hom kan lewe. Wat is jou reaksie hierop? En dit is waar hierdie opdrag uitkom van 'n geloofskeuse. Hoe reageer ek op my doop? Hoe reageer ek op God se genade? Of jy nou gedoop is as 'n kind, as 'n babietjie, deur die geloof van jou ouers, of jy as 'n volwassene eers onder die verbond gekom het, en tot bekering gekom het, en die lewe ontvang het, en die bekeringsdoop ontvang het, dit maak nie saak nie. Die feit van jou doop, die feit van God se genade wat gehandel het, dit is die oproep tot 'n geloofskeuse.
'n geloofskeuse wat gekoppel is aan ons doop, omdat God gehandel het. Nêrens nie, een keer kan ek sê, maar dis oor my nie. Ek het dit gedoen. Nêrens, nooit. Slegs deur sy handeling, deur sy genade. En daarom dit wat ons gelees het in Matteus 28, doop hulle in die naam van die Vader, doop hulle in die naam van die Seun en doop hulle in die naam van die Heilige Gees. Dis nie net sommer 'n ligtelike uitspraak wat Jesus hier gemaak het nie. Dis nie net 'n towerwoord wat hy gespreek en sê, as julle dit sê, dan gaan daar groot dinge gebeur nie. Hy sê dit pertinent, want daar's betekenis in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Onthou, hierso het Jesus primêr met Jode gepraat. Die Jode het Jesus verwerp as seun van God. En as 'n Jood tot bekering kom en hy besef Jesus is die seun van God, dan het hy homself toegelaat om so gedoop te word in die naam van die Vader, maar ook in die Seun en ook in die Heilige Gees. En so is elkeen van ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Maar wat beteken dit? Wat beteken dat jy gedoop is in die naam van die Vader? Jesus is die Seun van God. God die Vader is die ewige Vader van Jesus Christus, ons verlosser. Van ewigheid af het die Vader en die Seun bestaan. En hy kom na jou toe en hy spreek jou aan en sê, maar ek sal jou God wees. Vanuit die skepping is hy ons Vader. Hy het elkeen van ons geskape. Jy is deur die Vader geskape. En hy sal vir jou sorg. Hy is die voorsiener, die voorsienaar van sy skepping. Hy hou sy skepping in stand. Dis jy. Hy hou jou as die hoogtepunt van die skepping in stand. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom vrees. Hy sorg vir jou. Hy is jou hemelse Vader. Hy dra jou. Hy is jou Here. Dis wat dit beteken om in die naam van die Vader gedoop te word, maar daar is 'n punt daarom. Omdat dit so is, moet daar 'n reaksie van ons kant af kom. Omdat hy my hemelse Vader is, omdat hy my in stand hou, omdat hy die Vader, die ewige Vader van Jesus Christus my Here is, moet ek myself aan hom oorgee. Ek kan nie sê hy is die almagtige God, maar ek dien hom nie, ek eer hom nie. Ek moet myself aan hom oorgee volkome. Ek kan niemand bo my Here stel nie, ek kan niks bo my Here stel nie. Hy is alles. En vanmôre wil ek vir jou vra, jy wat gedoop is God die Vader vir jou alles? Is hy jou lewe? Doen jy alles volgens sy wil, volgens sy wet? Alles vir hom? In alles wat jy doen, bring jy eer aan hom? Dis die vraag wat ons moet antwoord, want ons is gedoop. Ons staan onder die genade. Hoe reageer ek teenoor my hemelse Vader? Hy wat vir my die beste bring. Hy wat vir my die volmaakte bring. Hoe reageer ek teenoor hom? Daarom, hoe gaan jy die Here dien? In die naam van die Seun. Hy is die profeet. Jesus is die profeet. Jesus is die priester. Jesus is die koning. Wat beteken dit dat hy profeet, priester en koning is? As profeet bring hy die woord van die Here. En die profete in die Ou Testament het gesê, so spreek die Here, en Jesus kom en hy spreek, want hy is die Here. In die begin was die woord. Dis hoe Johannes 1 begin. Jesus is die woord. Jesus is die waarheid. Hy sê dit self, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. So hy spreek, hy praat, hy rig ons op, hy oortuig ons van die waarheid, hy wys vir ons wat hy gedoen het. Hy wys ons wie die Vader is. Wie my sien die Vader. Hy los ons nie as weeskinders nie. Hy is profeet, maar hy is ook priester.
Toe Johannes die Doper vir Jesus sien, toe sê hy, kyk, die lam van God wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Die lam van God wat die sondes van die wêreld gaan wegneem. Hy wat intree vir ons. Hy wat homself gegee het vir ons. Hy word vir ons die toegang tot die Vader. Die voorhangsel in die tempel het geskeur toe Jesus sterf. En ons het vrye toegang tot die Vader. Hy is ons hoëpriester. Hy tree in vir ons voor die Vader. Dis wat Jesus nou vir jou doen. Nie alleen het hy jou verlossing bewerk nie, hy is nou besig om jou naam voor die Vader te bring. Hy tree vir ons in. Hy is ons priester. En dan is hy koning. Hy heers oor alles. Hy regeer. Alles is onder sy mag geplaas. Daar is geen mag wat oor Jesus is nie. Dis wat ons gelees het. Aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Ons lees dit oor en oor, dit word bevestig. Alle magte is aan Jesus onderwerp. Hy heers. Hy heers oor alles. Hoor mooi, hy heers oor alles. Hy is die Here. En hy is ons Here. Hy wat heers is ons Here. En daarom, hoe reageer ek? Ek gee myself oor om deur hom geleer te word. Die Bybel, ek weet nie hoe belangrik is die Bybel vir jou nie. Ek weet nie hoe gereeld lees jy die Bybel nie. Elke dag, 2 keer 'n dag, 2 keer 'n week, 1 keer 'n week. Maar dit is sy woord. Dis waar Jesus met ons praat. Dis hoe hy sy liefde, sy genade aan ons openbaar. Hy is die lewende woord. So as ek Jesus wil ken, dan moet ek die Bybel ken, dan moet ek die Bybel lees, dan moet ek hoor wat hy vir my sê. Ek moet toelaat dat hy my leer. Nie van ek weet, Jesus, ek weet, ek wil dit net bevestig, maar wat spreek u? Wat is u waarheid? Bring u waarheid vir my, dat ek my daarvolgens kan verander. Ons gee onsself oor aan hom, dat hy met ons praat. Ons ontvang die redding en die verlossing. Ons ontvang dit. Ons word daarvan oortuig elke liewe dag. Ek is kind van God, ek is vrygemaak, vir ewig lewe ek saam met hom, en dan lewe ek hierdie nuwe lewe. Ek lewe as 'n kind van God, ek lewe as een wat die lewe, die tweede kans ontvang het, wat die ewige lewe ontvang het, wat vergifnis ontvang het, wat totaal vergewe is. Ek lewe so, dis op my, daai belewenis is op my lippe, daai getuienis is in my lewe, ek wys dit vir die wêreld, ek is vrygemaak, ek is kind van God. So lewe ek met alles in my, want hy het dit vir my gegee, hy het dit met sy bloed gekoop, en nou lewe ek dit, en ons buig voor hom, ons aanbid hom, ons dien hom met alles in ons. Met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met al my krag, met alles wat ek het, dien ek die Here, dien ek my Jesus. Ek gee alles vir hom, want hy is my redder. Hy is die profeet, die priester, die koning. Hy is my profeet, hy is my priester, hy is my koning, en daarom gee ek vir hom alles. En sê, Here, ek is hier om u te dien, om u te eer, om u te verheerlik. U is my Here. Dan die laaste een, in die naam van die Heilige Gees. Hy is ons trooster, hy woon in ons, deur die Heilige Gees word ons weergebore. Ons kan onsself nie weergebore maak nie. Deur die Heilige Gees se werking word ons nuut gemaak, word ons kinders van God gemaak. Hoor ons Jesus se woorde, die Heilige Gees oortuig ons van Jesus se woorde, van al sy beloftes. Ons ken God se wil, ons ken God se hart deur die Heilige Gees. Ons kry krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dit is ons realiteit. Ons kry daai krag. Ons moet dit net lewe. Daarom het ons onsself stel onder die gesag en die leiding van die Heilige Gees. As ek die Bybel lees en God praat deur die Gees met my, en hy roep my op en hy sê, maar dit wat jy doen is verkeerd. Dan kan ek dit nie wegredeneer nie.
Want die Heilige Gees spreek uit die woord van God. En ek luister en ek sê, Here vergewe my. Teen U het ek gesondig. Here vergewe my. Want die Heilige Gees druk dit op my hart. En ek moet bereid wees om te luister. Gehoorsaam te wees aan wat hy van my vra. Laat die Heilige Gees ons lei tot heiligmaking. Ons is almal op die pad van heiligmaking. Laat hy ons wys, stap vir stap. Dis wat ek van jou vra. Dis wat jy in jou lewe moet inbring. Dis wat jy moet aflê. Dis hoe jy meer en meer kan wees soos Jesus. Soos daai lied wat ons gesing het, nader aan U. Nader aan U. Dit is hoe ek wil lewe. Ons vind rus en troos in die Heilige Gees. As jy moeg en oorlaai is, as jy voel ek kan nie meer ander nie, vind rus in die Heilige Gees. Hy woon in ons. Sy Gees is in ons teenwoordig. God se Gees is in ons teenwoordig. Vind rus en troos in hom. Sy naam is Trooster, Parakletos. Vind rus in hom en deur sy krag, deur die krag van die Heilige Gees, lewe in gehoorsaamheid. Nou gehoorsaamheid is nie hierdie, as jy dit nie doen nie, hierdie straf nie. Gehoorsaamheid is om die wil van God te doen, omdat ek vir God lief is. Dis wat gehoorsaamheid is. Om die wil van God te doen, omdat ek vir hom lief is, omdat ek dankbaar is teenoor hom. En daardeur lei die Heilige Gees ons. Gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So die vraag is jy gedoop? Maak nie saak of jy 5 of 50 of 95 jaar oud is nie. As jy gedoop is, lewe vanuit jou doop. Daai genade wat jy ontvang het, lewe uit dit uit. Jy is gedoop in sy naam. In die naam van die Vader, met alles wat dit beteken. In die naam van die Seun, en alles wat dit beteken. In die naam van die Heilige Gees, en alles wat dit beteken. Daarom kies vandag, ek is gedoop, as teken van God se genade, en ek sal die Here dien. Ek sal die Here dien, want ek is gedoop. Gaan dien die Here, die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam.